Goeiemôre, hartlik welkom ook hier in die NG Gemeente Onze Rust, hier in 'n pragtige nat Bloemfontein. Is dit nie wonderlik nie, ons ou natuur wat so groei en so mooi is na die wonderlike reëns. Ons is natuurlik besig om die laaste ure van Jesus se lewe voordat hy gekruisig is te beleef. En vanmôre lees ons uit Matteus 27. Boon staan Jesus word gekruisig, hier die Sondag voor Goeie Vrydag. Matteus 27, daar vanaf die 32ste tot die 44ste vers. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid nou eers saam. Here, onse Here, op hierdie pragtige môre wil ons U eer, verheerlik en groot maak. Ons wil aan U al die lof bring waartoe ons in staat is. Ja, Here, ons wil aan U, die koning oor die konings van die wêreld, die eer bring waartoe ons in staat is. Want ons weet waarlik, daar is nie woorde wat die grootheid kan beskryf nie. U die alomteenwoordige. En U wat ook nou hier by ons is, nee, hier in ons is, o Gees. Dankie dat ons die kinders kan wees en dat ons so juis in hierdie lydingstyd opnuut bewus kan wees van die geweldige offer wat U gebring het. Here, ons is so geseën, waarlik om koningskinders van die Here te word. Die enigste ware God. En waarlik, U wat juist dit kom moontlik maak. Dit is niks anders nie as net genade op genade. Dankie Here dat ons daarin kan deel en dat ons vanmôre weer opnuut hierdie wonder kan raak sien. Hierdie wonder van U liefde vir mense. Gee dat ons ook sal hoor wat U in die woord vir ons wil sê en dat ons hiervandaan verder sal gaan en in die hand van die woord sal gaan lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Matteus 27 vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gaal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot, en daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo kan sy kop het hulle 'n aanklag teen hom in skrif gegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê, jy wil die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so, die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Wat 'n geweldige gebeure daardie dag daar in Jerusalem, hier op Golgotha. Die waarde van die mens, die waarde van lewe. Watter waarde het lewe nie? Ek kry in ons grondwet die volgende inskrywing: elkeen het ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm word. Inderdaad, lewe wat waarde het, wat gerespekteer en beskerm moet word, en hoe baie word gedoen om aardse lewe te beskerm. Dink maar net aan die mediese wetenskap. 'n Mens staan verstom
hoeveel daar gedoen word om lewe te beskerm. Duisende der duisende rande word spandeer om een mens daar te red. So is dit een van die ergste oortredings in ons regstelsel as iemand doodgemaak word of vermoor word. Ja, in die ou dae is mense daarvoor opgehang, vandag lewenslange vonnisse. Die swaarste wat daar is, dit wat beskerm moet word, is lewe. En dan kom die vraag onwillekeurig, maar wat is die ewige lewe vir ons beërf? 'n geweldige vraag. Ja, lewe hier op aarde is een ding en dan weet ons, een of ander tyd lê daar maar 'n sterwensoomblik vir ons voor. Maar wat dan van 'n lewe vir altyd? Wat is dit werd? Ons kry juis die antwoord aan 'n kruis. 'n Verlosser wat aan 'n kruis hang, sodat ek en jy die lewe kan hê. Daardie vers 27 sê so mooi, hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loon. En wat 'n vreeslike oomblik moes dit nie wees nie. Hy wat nie sonde gehad het nie, volledig God, volledig mens, verduur daardie angs oomblikke aan 'n kruis. Daardie oomblikke toe die spykers sy hande deurklief het en sy voete deurboor het. Daardie oomblik toe hy opgehuis is aan daardie kruis en so daar gehang het, van almal en alles verlate. Dit is wat die ewige lewe kos. Hierdie prys wat liefde kom betaal, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Daarom kan ons nie anders nie, as om vanmôre ons weer te herinner daaraan. Jesus betaal die hoogste prys, sodat ons die ewige lewe kan hê. Paulus is so mooi wanneer hy dit aan die Efesiërs skryf, daar in Efesiërs 1 vers 7, deur die bloed van sy seun is ons van ons sonde verlos, en ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Die bloed van Jesus Christus. Verlossingsbloed. Verlossingsbloed, toe hy aan daardie kruis vir jou en my kom sterf. Ek weet nie op die opgemerk het nie, daar word in Matteus so mooi beskryf, hulle wou gal aan hom gee. Gal was een of ander krye middel gewees, wat 'n baie bitter smaak gehad het, en dit is vir die gekruisigde gegee, en as die gekruisigde dan daarvan drink, dan sou dit dan 'n verdowingseffek dalk op hom hê, wat dit dalk minder seer sou maak. Jesus wil dit nie drink nie, hy is bereid om die volle pyn ook van die kruis te ervaar. Ja, dit te deurleef, kan ons sê, totdat hy sterwe, sodat ek en jy gered kan word. Dit is die prys van die ewige lewe. 'n Lewe by God vir altyd. Christus Jesus kom betaal met sy lewe, sodat ek en jy kan lewe. Waarlik, ek staan maar net weer in stille verwondering, en ek glo u saam met my, as ons na die wonderdaad van die kruis kyk. Liefde in volle werking, in volle aksie, sodat ek en jy gered kan word. Maar dan, Jesus sterf aan daardie kruis, sodat ons ook nou vir hom hier in die hede kan lewe. Inderdaad behoort ons mos nou nie meer aan onsself nie. Daardie bloed is offerbloed wat vir jou en my betaal is, sodat ons aan Jesus Christus, ons Here, behoort. Paulus stel dit so mooi, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here,
en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Romeine 14 vers 8. Inderdaad, ons het 'n nuwe, kan ons sê, Vader verkry. En God ons Vader, wat Jesus Christus bemoontig het, toe hy aan daardie kruis gesterf het. En dan leef ons nie meer vir onsself nie. Ons lewe mos nou vir God, as sy kinders. En dis ook dan nie meer slawe nie. Paulus stel dit so mooi, daar in die 6de hoofstuk van Romeine, nie langer slawe van die sonde nie, nou kinders van God. Want ons het een met hom geword. Natuurlik moet ons mekaar afvra, maar vertel ons lewens daarvan, dat ons vir God lewe. Want sien, dit is die bekendmaak deel van die lewe. En as 'n wêreld na jou kyk, en na my kyk, dan kan hulle sien, of ons kind van God is of nie. Hulle kan sien in ons doen en late, oor hoe ons optree, en daar kan dadelik gesê word, maar hierdie mens behoort dan God drie-enig. 'n Mens kan dit in sy optrede, in sy praat, in sy ingesteldheid, kan 'n mens dit sien. En so dikwels kom die woord en bemoedig ons, en wil ons aanmoedig, om juis in die voetspore van ons meester te volg, en juis op te tree, soos waarin hy vir ons 'n voorbeeld was. Want sien, ons behoort nou aan hom. Ons is nou syne, sy eie kinders, sy vaste eiendom. En Paulus stel dit so mooi, sy erfgename, wat ook op die erfdeel van die ewige lewe kan aanspraak maak. En dit alles deur die toedoen van Jesus aan die kruis. My broer en suster, liewe jong mense, kinders, kom ons onthou vanmôre opnuut daardie daad aan die kruis, waarin Jesus dan ook uiteindelik sy laaste asem uitblaas en van sy Vader verlaat word, is die betaalslag vir die lewe. Die lewe vir altyd, sodat ons ook by hom kan wees. Maar dis ook die wonder dat dit ons kinders van God maak, wat deur bloed gekoop is, sodat ons ook nou voluit vir hom kan lewe. Mag hierdie hele lydingstyd, en veral ook die tyd wat voor lê, Goeie Vrydag, Paasondag, ons herinner aan die Christus, wat die volle prys kon betaal het. En daarom kan ons saam met die hervorming ook vanmôre weer uitroep, Solus Christus, Christus alleen, ons saligmaker en verlosser. Amen. Here, baie dankie vir hierdie pragtige gebeure, wat so hartseer is, maar so mooi, Here, in die sin van dat dit verlossing kan bring. Daardie bittere oomblikke wat 'n mens aan die hart gryp, maar wat vir ons die mooiste gebeure geword het, omdat dit vir ons die ewige lewe kom bring het. En ons vaste eiendom, kinders van God ons Vader kom maak het. Die ergste waardeur U moes gaan, het vir ons die beste gebring. Dankie dat U bereid was om juist dit te doen. En dat ons juist hier aan die voete van 'n kruis ook kan jubel. Want ons het dit wat aan die kruis verwerf is, uit genade gekry. Ons sien, Here, dat ons so klein, so nietig is, dat ons niks daarvan verdien nie, en wat ons ook al doen, ons kan nie op iets aanspraak maak nie. En tog het U ons Here Jesus dit vir ons gedoen. O Gees, help ons, dat ons toegewyd aan U ons God sal lewe, en dat ons voluit vir U sal lewe. Ons bid vir hulle wat eensaam alleen is, hulle wat worstel met een of ander probleem, ons bid vir hulle wat siek is, dat U hulle elkeen ook in U liefde sal dra,
en sal lei en beskerm. Dankie dat U in beheer is, ook van hier ons lewens, ja, en van hierdie wêreldtoneel, wat so deurmekaar is op die oomblik. En dat ons ook in hierdie tyd, maar net aan ons anker, ons Here Jesus kan vashou. Seën ons ook in hierdie week wat voorlê en met goeie Vrydag wat wag. Dankie Here, dat ons ook dan weer kan gaan stil staan vir nog 'n oomblikie daar aan die voet van die kruis. In die naam van Jesus Christus. Amen.